Nou ons teks is bekend, maar bekend moet ons oppas dat dit nie vir ons immuun maak nie. En daarom gaan ons nou weer die gedeelte lees, soos wat Lukas dit vir ons beskryf. En Jesus het vertrek en soos gewoonlik, soos sy gewoonte is, na die Olyfberg gegaan. En die disippels het hom gevolg. En toe hy by die plek aankom, sê hy vir hulle, bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Hy het toe 'n entjie van hulle af weggestap, ongeveer 'n klipgooi ver, gekniel en gebid. Vader, as U wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Daar het ook 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Hy is deur 'n intense angs oorval en hy het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. Toe hy na die gebed opstaan, gaan hy na sy disippels en vind hulle van droefheid aan die slaap. En hy het vir hulle gesê, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Ek dink mense leer baie in die voorbeeld van Jesus, wanneer die lewe met sy uitdagings na ons toe kom. Wanneer ek voel dat ek op 'n manier hier met iets te doen het wat ek nog nooit voorheen ervaar het, of ek voel nie ek het die krag daarvoor nie, of ek voel nie dat ek het die wysheid, ek het die ervaring om hierdie goed aan te pak nie. En dan sien ons hoe Jesus vir ons help om te sê, gaan kyk na die gewoontes waarmee jy leef. Want die gewoontes wat jy in jou lewe het, kan jou heel moontlik maak dat jy nie gereed is vir hierdie uitdagings nie. Wat sou gebeur het as Jesus nie die gewoonte gehad het om te weet daar's 'n plek soos die Olyfberg waar ek kan gaan stil word? Wat sal gebeur het as Jesus se gebed verhoor word en hy het nie die beker gedrink nie? Nou ons almal weet, dan sou ons nie vandag hier gesit het nie. Dan sou hierdie werklikheid en hierdie plan en hierdie bedoeling van God nie kon gebeur het nie. En daarom is daar 'n gewoonte in Jesus se lewe wat hom in staat stel om met die Getsemane oomblikke in ons lewe mee om te gaan. En daarom is dit ook die uitnodiging na jou om te sê, kyk na die gewoontes wat jy het. Wat doen jy as jy gespanne is? Ek gaan eet gou, ek gaan slaap, ek trek die duvet oor my kop, ek begin net besig raak, ek gaan en ek het 'n maagsere soos ek wakker lê, en dis verwoestende gewoontes, en jy leer dit baie vinnig aan, en gou steel dit jou tyd, jou energie, en al jou krag. Daar is 'n gewoonte om te sê, kom ons onttrek ons. Dit wat jy vanoggend gedoen het, jy het jou bietjie uit die alledaagse van jou lewe gevat en jy het gekom na 'n ruimte, soos die gewoonte is, om in 'n bekende ruimte te kom. Maar 'n ruimte wat gevul is met 'n ander verhaal oor die lewe, nee. 'n ander dinamika oor die lewe. Jy doen dit anderste. 'n Stukkie uitnodig om te sê, kom beleef weer iets wat 'n stuk waarheid is. Laat dit jou lewe aanraak. En dan bid Jesus. En in sy gebed sien ons hoe eerlik hy is met dit wat hy beleef. Ons sien dat Jesus instem op die ouend om te sê, Vader, die beker wat ek ontvang vir my lewe op hierdie stadium sien ek nie kans om te drink nie. Dit vul my met angs. Dit voel vir my, ek kan dit nie doen nie. Ek wil uiteindelik sê, vat dit net weg. Dan kom hier God en dan gooi hy so bietjie nogtans daarby. En dan kan Jesus opstaan. Nou ontmoet 'n engel van God daar. 'n Engel wat hom versterk. 'n Engel wat hom 'n nuwe prentjie gee om te sê,
Jou lewe is net groter, is net deel van 'n baie groter verhaal. Maar dan sê Jesus heeltyd, julle moet bid, dat julle nie in versoeking kom nie. En heel moontlik bid Jesus ook en sê, Vader, laat ek nie in versoeking kom nie. Laat ek my nie so vasstaar in hierdie omstandighede, dat ek vergeet dat U in beheer is. Dis een van die grootste versoekings. Dat ek kan so vasval in my lewe, en ek kan so bedrywig raak met my lewe en my plannetjies, dat ek maar God uitskryf uit my lewensverhaal uit. En as jy God uitgeskryf het, dan gaan die lewe vir jou te veel word. Dan gaan jy maar net vir jouself moet bid, vir jouself moet leef. Dan moet jy jou mure opbou, want jy is die enigste een in jou prentjie oor jou lewe, wat jou lewe moet red. Daarom kom Jesus en hy sê, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Bid dat julle nie in hierdie omstandighede vir God nie raak sien nie. Bid dat julle vergeet wat God se plan is en waarmee God regtig in ons lewe is. Ek het so 'n bietjie gaan sit en paar ouens se denke nagelees en gekyk hoe hulle oor hierdie goed dink en sommer net in ons tyd gekyk en gewonder, wat is die versoekings waarteen ons moet waak? En ek dink die een groot versoeking waarteen ons moet waak is hierdie haastigheid waarmee ons leef. Want haastigheid word maar eintlik gebore uit hierdie stukkie wanidee dat my lewe is maar in my hande. Ek moet maar maak en breek soos wat ek goed dink. En dan oorval hierdie haastigheid jou. Want dan het jy nie genoeg tyd nie. Want dan het jy nie genoeg geld nie. En dan het jy nie genoeg beskerming nie. En dan doen jy nie goed genoeg nie in vergelyking met daai ou en daai ou, is jy besig om agter te raak. En jou haastigheid raak al hoe vinniger en al hoe vinniger. En wanneer jy God uit jou lewe uitskryf, dan gaan haastigheid vir jou die ritme wees waarmee jy leef. En dis haastigheid wat jou uit asem uit sal laat raak. En as jy uit asem uit raak, wat gebeur met jou en my as mens? Ons sterf. Ons sterf in ons gees. Ons sterf in ons menswees. Ons sterf in ons verhouding met mekaar. Daarom is miskien daar 'n versoeking vanoggend te sê, Here, ek moet begin bid. Want haastigheid verklap maar eintlik my eie ongeloof. Haastigheid vertel maar eintlik dat ek U uit my lewensverhaal geskryf het. Daar's 'n volgende versoeking wat 'n mens moet deurgaan. En dit is skaamte. Hulle sê skaamte is eintlik baie erger as skuldgevoelens. Want skuldgevoelens is baie keer daar oor dit wat ek nie reg doen nie of goed genoeg doen nie. Maar skaamte is die gevoel van ek is 'n fout. Ek is nie genoeg nie. En dan begin ek mure rondom my bou. Ek isoleer my. Jy sien, as jy God uit jou verhaal uitskryf, dan hoor jy nie meer mooi wie is jy nie. As God nie meer in jou verhaal is nie, dan vergeet jy wie jy is. Jy's God se kind. En as jy dit verloor, dan oorval skaamte jou. As jy begin vergeet aan wie jy behoort, en wie vir jou sorg, en wie vir jou lief is, dan oorval skaamte jou. En dan blaai jy sommer daar in die eerste 2 bladsye van jou Bybel, dan sien jy wat gebeur. As skaamte jou oorval. Dan sê die Here, bid vir daai teen daai versoeking, dat jy vergeet aan wie jy behoort. Dat jy vergeet dat jy 'n Vader in die hemel het. Dat jy vergeet dat God jou so lief het, dat hy sy grootste prys weggee vir jou.
dat Jesus jou so lief het, dat hy sy lewe weggee vir jou. Skaamte is daai versoeking wat oralste iewerste wegkruip in die krake en in die hoeke van jou en my lewe. Waar ek my vergelyk met ander, waar ek ander moet afbreek, sodat ek daarom net 'n bietjie beter kan voel. Of waar ek my moet wegsteek meer, want ek voel baie minder as daai persoon. As ek nie snap wie ek is nie, kan ek nie bid, Here, in hierdie Getsemane, laat U wil geskied nie. Daar's 'n derde versoeking wat ons moet vooroppas, en dis oppervlakkigheid. Want oppervlakkigheid maak gou-gou dat jy gaan tou opgooi. Jy gaan nie sien dat jy hier kan uitkom nie. Oppervlakkigheid beskryf een persoon dit so, is waar dit vir my belangriker is om te weet wat ander mense van my en my verhouding met God dink. Dis vir my belangriker oor wat julle opinie is oor my geloof. En dis my minder belangrik oor wie ek is in God se oë. Wie ek is in God se teenwoordigheid. Jy sien, oppervlakkigheid is wanneer ons maar net 'n klomp goedjies doen, omdat ons dit nog altyd doen. Want dit lyk goed, dit voel goed. Dit pas ook lekker. Maar oppervlakkigheid kan nie vir jou daai deursetting gee, daai resilience gee, as die Getsemane oomblikke in jou lewe opdaag nie. Oppervlakkigheid gaan vir jou nogal laat deur die nag wakker lê, as jy sien wat in die wêreld aangaan met die oorloë en oor die voorspellings wat voorlê waarvoor ons moet regmaak. Want as jy nog nie die eerlikheid ervaar het in die teenwoordigheid van God en voor God en hoe jy voor God eerlik kan wees nie, dan gaan jy nie weet wat om te doen met die angs wat in die Getsemane lê nie. Daar's 'n traagheid. Daar's die gevaar van, ag, Here, ek doen dit nou maar ek doen dit ook nou maar so dat dit daarom vir my goed laat voel, maar dit verander nie aan my lewe nie. Ek is baie keer benoud hoe ons oor kerk en navolging van Jesus dink, dat ons moet nou 'n dinamiese prediker kry, wat ons gaan wakker hou. Ons moet nou 'n band kry wat kan sing, dat ons daarom kan deel wees van dit. Na 'n jaar is 'n prediker ou nuus. Dan raak jy makliker aan die slaap terwyl hy praat. Jy ken al so sy stemtoon. Jy weet hoe om in te tune dat jy lekker rustig gaan slaap. Ek wil net sê, slaapterapie is baie duur. So as jy jou vang slaap, kry jy rekening, né? Nee, ontspan. Ek gaan niemand uitvang nie. Ek maak 'n grappie met jou. Skrik 'n paar nou wakker, hè? Nee, traagheid ontneem jou van daai verhouding saam met God. As iemand vir my sê, jong dominee, jy moet met daai ou praat, dat hy nou die Here weer sal volg. Dan sê ek, maar as jy nou wil hê, ek moet daai ou opgewonde maak oor die geloof, en Jesus Christus se verlossing maak om nie opgewonde nie, gaan ek waaragtig niks aan hierdie ou kan verander nie. As jou opgewondenheid oor navolging van Jesus afhang van hoe lekker ons sing, wil ek vir jou sê, mis jy dit waaroor dit gaan in die navolging. Traagheid is wanneer ek immuun begin raak. Ek hoor dit oor en oor, maar dit bly hier, maar dit kry nie geleentheid om hier te kom nie. En daarom sê Paulus vir Timoteus, jy moet daai vuur aanwakker in jou.
Jy moet gaan leef daar waar jy uitgedaag word met jou geloof. Want as jy nie uitgedaag word met jou geloof nie, dan gaan jy aan die slaap raak. Dan gaan jy oorweldig word met die goed wat rondom jou gebeur. En die beste keuse is, trek maar die duvet oor my kop, dat ek kan slaap. Daar's 'n ander versoeking wat ons hier kan sien, en dis die selfbehoud. In die eerste 2 bladsye kom daai versoeking. Om te sê, julle kan baie meer hê sonder God. Julle gaan baie beter afwees sonder God. Julle kan doen net wat julle wil sonder God. En in daai tuin glo hulle dat dit hulle sonder God dit kan doen. Maar dan begin die verhaal van verwoesting. Dan is ons buite die paradys. Dan maak broer mekaar dood. Dan word 'n neef so gevaarlik dat ons hom almal vrees. Dan moet ons 'n toring so hoog bou dat ons almal beheer oor mekaar kan hê. Jy moet nie ander taal praat nie, hoor. Jy moet ons taal praat. En as Jesus gaan staan, dan kom die ou selfde stem wat in die eerste 2 bladsye van die Bybel gepraat het, en hy gesê het, maar Jesus, jy kan soveel meer mag hê. Kyk net wat jy kan doen. Kyk die aanhang wat jy gaan kry, die volgelinge wat jy kan kry. Doen dit net sonder God. Doen dit net sonder God se plan. As Jesus kom en hy gee vir 5.000 mense, is dit 505.000. Ek kan nou die 5 broodjies sê, die visies maak by nou deurmekaar. Maar kom ons gee vir 'n hele spul mans, hulle vrouens, hulle kinders kos. En dan sê hulle, wow, jy moet ons koning word. Sê Jesus, nee, ek gaan kruip eerder weg. Want as jy dink, selfbehoud is jou antwoord, dan gaan jy jouself vernietig. Van die mure wat jy behoor bou en hier behoor bou om jouself te beskerm, isoleer jou, maak jou alleen. Isoleer jou van jou mense, isoleer jou van jouself, wie God wil hê jy moet wees. Jy sluit jou toe met 'n valse self binne jouself. Maar wat gebeur? Wat gebeur as ons aan hierdie versoeking oorgee? Jy verval in 'n wêreld waarin jy heeltyd ander mense blameer vir hoekom dit met jou so gaan. Dis hulle skuld. Jy verloor die vermoë om verantwoordelikheid te vat. Want jy het God uit jou lewe geskryf. Jy het nie die krag om verantwoordelikheid te vat vir hierdie lewe nie. Jy moet maar net heeltyd sê, dis daai mense se skuld, dis se skuld, dis my velkleur se skuld, dis die tyd waarin ek geskuld, dis die land waarin ek gebore is se skuld, dis die politieke party se skuld, so ek is maar net 'n slagoffer. Jy verdoof jou. Né? Jy moet jouself verdoof, of jy moet harder werk. Of jy moet meer tyd op jou voetjie sit om jou gedagtes besig te hou, want jou gedagtes maak vir jou bang. Of jy moet ietsie drink, jy moet ietsie sluk, sodat jy verdoof kan word. Sodat jy hierdie Getsemane kan oorleef. Of ek moet onverskillig gaan. Ek ooreet my, ek skeep my gesondheid af, ek skeep my geestelike lewe af, ek skeep die mense wat rondom my is af. En ek hoop jy kan sien hoe selfbehoud eintlik uitloop op selfvernietiging. Wat is die versoeking wat Jesus miskien in hierdie lydenstyd vir jou kom uitwys en sê, bid saam met my. Bid saam met my teen hierdie versoeking. Op watter manier is ek besig om God maar uit my eie lewe uit te skryf? Maar eintlik my eie verhaal te probeer pas in hierdie wêreld waarin ek is. Ek en jy word genooi na die tafel toe.
In hierdie tafel is daar 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn. Want in God se woord sien ons hoe lief God ons het, sien ons hoe Jesus Christus vir ons lief is, sien ons hoe Jesus hierdie ete vir ons instel om te sê, soveel kere as wat jy kan, eet dit. Sodat wanneer jy hierdie broodjie ontvang, en jy dit neem, jy belydenis daarmee sê, en sê, Here, ek eet 'n stukkie van U, want ek is U kind. Dankie. U is my verlosser. God, U is my Vader. Heilige Gees, U is hier in my. As ek die slukkie wyn vat, en laat dink dit my aan die bloed wat vloei, en so seker as wat ek ruik, en wat ek proe, en wat 'n deel van my liggaam word, so seker kan ek wees, is die verlossingswerk besig om in my te kom, my lewe te vul. As julle moeg is, mag julle sy rus vind. Wanneer julle versoek word, mag julle sy teenwoordigheid ervaar. En wanneer julle geneig is om te onttrek, mag julle die moed vind om te bly waak. Amen.